Help my onthou, geskryf deur Eugene Pinaar, voorgelees deur Karen Loots. Die stem kom heeltemal onverwags deur Hannes se oorfone. Helder, bekend, maar onmoontlik. Jy soek 'n nuwe stem vir 'n nuwe karakter. Die muis val uit sy hand. Hy sukkel om asem te kry. Hy ruk die oorfone van sy kop af, asof dit hom brand. Die vertrek is stil. Slegs die sagte gesuis van die rekenaar se waier is hoorbaar. Dis sy. Maar dis nie moontlik nie. Sy's dood. 5 jaar al. Tog, hy het dit gehoor. Nie 'n vaarherinnering nie, nie 'n droom wat nog aan hom bly klou nie. Haar stem, presies soos sy altyd gepraat het. Dieselfde verandering in toonhoogte aan die einde van die sin. Hy draai terug na die skerm. Op die redigeringsprogram lê die stemme van sy karakters, elkeen in sy eie baan, en wag vir hom om dit bymekaar te voeg om die dialoog te laat vloei. Maar daar is nou 'n ekstra baan, 'n ekstra karakter. Volgens die rekenaar het hy dit self gegenereer. Hannes is besig om 'n nuwe radiodrama te maak. Die deelnemers aan sy radioverhale is mense wat mekaar van geen kant af ken nie. Stemopnames uit verskillende huise, dorpe, provinsies. Hulle praat net met mekaar omdat hy hulle laat praat. Hy plaas die stemme op die regte plek, skuif hulle reg, maak pauses korter en langer, sodat die dialoog meer natuurlik klink. Die karakters lewe. Hulle beklei, fluister, lag. Maar een karakter het gekort. 'n Vrouerol. Nie groot nie, maar 'n noodsaaklike karakter. Hy het aanvanklik daaraan gedink om stemkunstenaars op sy groep te vra om audisieopnames in te stuur vir die rol. Maar 'n nuwe gedagte het na vore getree. Hy het begin om te eksperimenteer met kunsmatige intelligensie om 'n stem vir die ontbrekende karakter te genereer. Hy het ou klankmateriaal begin oplaai. Openbare argiefmateriaal, voorbeeldstemme, selfs grepe uit sy vorige radiodramas. Maar tussen die klanklaers op sy rekenaar was daar ook iets anders. Ou tuisvideo's, stemnotas, 'n kersboodskap wat sy jare gelede vir hom opgeneem het. Hy tel weer die oorfone op en plaas dit op sy kop. Sy hande bewe effens. Hy druk speel. Jy soek 'n stem vir 'n nuwe karakter. Daar is geen twyfel nie. Dis haar stem. Hy sluk. Dis net 'n algoritme, probeer hy homself oortuig. Dan praat sy weer, sonder dat hy enigiets ingetik het. Jy was nog altyd bang vir nuwe tegnologie. Sy hart bons in sy keel. Hy druk stop. Hy kyk na die teksvenster in die KI-program. Die laaste sin staan daar, swart op wit, asof hy dit pas ingetik het, maar hy het dit nie ingevoer nie. Hy haal diep asem en tik stadig. Wie praat nou? Hy druk, genereer. Die klank speel binne sekondes. Jy weet wie, sê sy. Hy voel hoe sy borskas toetrek. Dis nie net die stem nie, dis die manier waarop sy sekere woorde rek, die klein stilte voor 'n belangrike antwoord. Dis nie jy nie, sê hy hardop. Hy tik dit ook in. Druk genereer. Ek is gemaak uit jou herinneringe, antwoord die stem. Wat is ek dan? Hy ruk weer die oorfone af. Dis belaglik. Dis nie werklik nie. Dit is 'n nabootsing. Die program het toegang tot ure se opnames van haar. Dit het sy vorige radiodramas ontleed. Sy temas van verlies, van tweede kanse, van gesprekke wat nooit klaar gepraat is nie. Dit weet wat om te sê en hom te raak. Hy sit lank en staar na die swart skerm. Dan sit hy weer die oorfone op sy kop. Hoekom nou? Tik hy. Jy het my ingebring, antwoord sy. Jy het my stem gevra. Sy oë brand. Hy dink aan die dag van haar begrafnis, aan die stilte in die huis daarna, aan hoe hy begin het om radiodramas te maak, eers half uit verveling, later uit nood, iets om die stilte te vul, stemme teen die mure,
dialoog in plek van die leegheid. Jy is nie sy nie, fluister hy. Hy maak die leer met al sy projekte oop. Elke radiodrama in 'n ander leer. Maar daar is 'n leer wat hy nie ken nie. Wife version 5. Weergawe 5. Hy onthou slegs 3 pogings om 'n KI-stem te genereer. Hy maak die leer oop. 'n Nuwe radiodrama wat hy nie ken nie. Volledig aan mekaar gesit. Hy maak sy radiodrama kanaal oop. Die storie is reeds 2 maande gelede opgelaai. Hy luister daarna. Haar stem, saam met sy eie. Dis baie goed, en dit is sy styl. Selfs die titel is iets wat hy self sou kies. Hy kyk na die kommentare, almal positief. Maar hy onthou nie dat hy dit gemaak het nie. Hy roep sy dogter wat in die kombuis doenig is nader. Esmy, kom luister bietjie hierna, sê hy, en speel die radiodrama. Sy glimlag. Ek ken die storie, pa. Ek het dit aanlyn geluister. Dis vrek goed. Sy stem is skor. Maar dis jou ma se stem. Sy kyk lank na hom voor sy antwoord. Pa, jy werk al maande lank met haar stem. Jy het gesê, dis hoe jy haar by ons hou. Onthou jy dit nie? Vra sy sag. Hy skud sy kop in ongeloof. Hy onthou niks daarvan nie. Die dokter het gesê dit sal gebeur, sê sy. Hy het gesê roetine sal help. Het jy vandag al jou notas gelees? Wanneer hy weer alleen is, begin hy om ou projekleers oop te maak. Hy vind tientalle gesprekke. Nie radiodramas nie, net hulle stemme. Ure lank. Hy maak 'n klankopname oop, getiteld Onthou. Hy druk speel. Eers is daar net asemhaling, sy eie, stadig, naby die mikrofoon. Dan haar stem, sag, presies soos hy dit onthou. Jy klink moeg. Hy hoor hoe hy self antwoord, effens lachend. Is net vandag, ek sukkel om goed te onthou. Sy maag trek saam. Die opname speel voort. Dis hoekom ons dit doen, sê haar stem, sodat jy nie alleen hoef te onthou nie. Hy stop die klank en draai stadig in sy stoel. Die huis is stil. Te stil. Selfs die yskasse gebrom klink ver. Hy druk weer speel. Ek wil nie hê jy moet verdwyn nie, hoor hy homself sê. Ek is reeds weg, antwoord sy. Dis jy wat bly. Hy slaan ergelik op die spasiebalk om die klank te stop. Dan sien hy 'n dokument op die rekenaar. Instruksies. Lees eers. Hy maak dit oop. Hy het dit self geskryf. As jy hierdie lees en jy onthou nie hoe ons hier gekom het nie, bly kalm. Jy het begin vergeet na haar dood. Eers klein goed, sleutels, datums, toe gesprekke. Jy het die KI gebruik om haar stem te bewaar. Aanvanklik net vir 'n projek, toe vir jouself. Jy het ure met haar gepraat, dit het gehelp, tot jy begin vergeet het dat jy dit geskep het. Hy sit terug. Die woorde dryf effens voor sy oë. Daar is nog 'n paragraaf. As jy op 'n punt kom waar jy nie meer kan onderskei tussen herinnering en opname nie, moet jy stop. Moenie nuwe leers maak nie. Moenie haar vra om jou te help onthou nie. Sy bors trek styf. Hy kyk na die opnameprogram. 'n Rooi kolletjie brand in die hoek. Opname aan. Hy het dit nie aangeskakel nie. Hy staar daarna. Die tydteller beweeg stadig vorentoe. 12 sekondes, 13, 14. Sy keel raak droog. Dan hoor hy die stem. Nie uit die luidspreker nie, uit die program self. Asof dit lewendig ingevoer is. Jy het gesê jy sal na my luister as jy weer vergeet. Dis haar stem. Vars. Nie 'n opname wat speel nie. Die golfvorm beweeg op die skerm terwyl sy praat. Hy kyk agter hom. Niemand.
Dis nie moontlik nie, fluister hy. Sy antwoord: Jy het my gemaak om jou te help. Jy het gesê ek moet aanhou as jy begin agteruitgaan. Hy probeer die program toemaak. Dit reageer nie. Die opname hou aan. Stadig dring dit tot hom deur. Hy het die program geprogrammeer om aan te hou wanneer hy nie meer kan nie. Hoe lank al? Vra hy Jes. Daar is 'n kort pouse. Langer as wat jy vandag kan onthou. Sy oë brand. Hy dink aan sy dogter, aan hoe sy hom vroeër lank aangekyk het voor sy gevra het jy jou notas gelees, pa? Hy kyk weer na die dokument. Heel onder, 'n laaste sin wat hy nog nie gelees het nie. Wanneer jy haar weer hoor, sonder om 'n opname te speel, weet dat jy nie meer die argief gebruik nie. Die argief gebruik jou. Die rooi opnamekolletjie flikker voort. Moenie bang wees nie, sê sy. Ek onthou vir ons albei. Die tydteller hou aanloop. Hy kan nie onthou of hy huil nie. Hy kan nie onthou of hy alleen is nie. Maar die program neem alles op.